As daar nou een ding is wat ek verfoei, is dit iemand wat die Christelike godsdienst gebruik om bedrog te pleeg en op mense se gevoelens te speel, om hulle in te doen soos in die geval van Louis Liebenberg. 'n Ander wat amper net so verfoeienswaardig is iemand wat om mense se liefde vir hul eie mense en hul eie mense se veiligheid speel om dieselfde te bereik. Toevallig is die man onder bespreking hier juis een van Liebenberg se hoofbegunstigdes, wat groot bedrae geld uit Liebenberg se bedrogskema ook gekry het, Laurens Steytler. Baie van u het seker hierdie artikel in Rapport met die opskrif "Valke slaan toe op regse aktiviste kamp in Modimolle" gesien. Die oorhoofse gevoel na hierdie artikel was gewees dat dit seker nog 'n heksejag van die polisie se kant af is, waar hulle toegeslaan het op 'n kamp waar jongmans selfbeveiliging geleer word, terwyl hulle eintlik net wettige opleiding gegee word en niks verkeerd doen nie. Juis omdat dit maar die zeitgeist is waarin ons leef. Die waarheid is egter veel meer verdag, en die Willem Petzer groep kon 'n ellelange string beweringe teen Steytler bevestig, wat dui op 'n patroon van grootskaalse bedrog en swendelary. In hierdie video gaan ons hierdie patroon deeglik bespreek en die getuienisse van al die mense wat deur Steytler ingedoen is, hier bespreek. Die rede waarom ek dit so belangrik geag het om hierdie video te maak, en ook die rede dat ek u vra om hierdie video so ver as moontlik te versprei, is dieselfde geval as die van die beweerde pedofiel in Frankfurt. Ons moet eers ons eie huis skoonmaak en ontslaa raak van die onkruid in ons eie tuin, voordat ons eers kan droom om 'n eksterne vyand aan te vat. Verder wil ek ook nie hê dat enige ander jong man, wat net 'n geliefde vir sy mense voel en hulle wil beskerm, deur hierdie man gevang word nie. Goeiemôre liewe vriende, dit is Willem Petzer wat met u praat en dit is nou die 28ste Januarie 2025. Volg en subscribe op ons kanaal vir meer video's wat u ingelig hou oor sake wat in ons eie belang is, en sluit aan op die WhatsApp groepe om deurlopend ingelig te bly van die werk wat die Willem Petzer groep doen, deur slegs die naam en van te boodskap na hierdie nommer wat tans verskyn op die skerm. Laurens Steytler se hele beeld wat hy voorhou is dat hy uit liefde vir sy volk en vir die boere weerbaarheidskampe aanbied vir jongmans om hulself en die weerbaarheids rondom hulle te kan beskerm teen die aanslae teen ons mense wat u al te bewus is van aan die gebeuris in ons land. Die kampe hier ter sprake vind wel soms, nie in alle gevalle nie, plaas, en daar is baie bevoegde mense betrokke by die opleiding wat hierdie opleiding op hul eie onkoste gebied het en sonder vergoeding gewerk het. Hierdie mense was egter tot onlangs toe nie bewus van die konsternasie wat agter die skerms in die finansies aangegaan het, waartoe slegs Steytler en sy familie toegang gehad het nie. Dit is juis hierdie mense wat so baie opgeoffer het vir hierdie saak wat vir my baie van die inligting in hierdie video verskaf het en aan my gevra het om hierdie video te maak. Want dit is in hul mening imperatief dat Steytler gestop moet word, nie net omdat hy baie mense erg ingedoen het nie, maar ook omdat hy vir hulle en almal wat 'n verskil binne hierdie saak probeer maak, 'n slegte naam gee. Oor die afgelope 4 maande is die Willem Petzer groep deur menigte jong manne gekontak wat by Steytler se kampe ingeskryf het vir opleiding. Hierdie jong manne het reeds vir die opleiding vooruit betaal. Wanneer die datum van die kamp egter naderkom, word dit se muur gekanselleer en die jong manne wat dan vra wanneer hulle hul geld gaan terugkry, omdat die diens nooit aan hulle gelewer is nie, word van alle kontak tussen hulle en Steytler se muur deur Steytler versper, en hy betaal niemand se geld terug nie. Terselfdertyd het die instrukteurs wat wel die kampe aangebied het in die verlede, snif in die neus begin kry dat hier 'n bedrogskema aan die gang is, en dat Steytler op hul goeie name ry om beïnvloedbare jong manne in te trek om die jong manne se geld te steel. Een van hierdie instrukteurs, Daniel Besuidenhout, het met toestemming vir my hierdie stempels gestuur om te publiseer. So al die ouetjies wat gesponsor is nie regtig gesponsor nie, want daar's ooreenkomste met hulle gemaak dat na die kamp as hulle werk kry, moes hulle daai geld terugbetaal. So niemand het enigiets verniet gekry nie. Al die instrukteurs wat opgedaag het om opleiding te gee, was opgeleide, geakkrediteerde instrukteurs. Hulle het tyd van familie en werk en vakansies al weggevat, met hulle eie kostes opgereis, en 'n week tot 2 weke op 'n slag het hulle dan as hulpinstrukteurs die opleiding gedoen, sonder enige vergoeding. En ons het saam Boelie Beef in
in reis geëet saam met die troepe. So niemand het geskoor uit hierdie storie behalwe Lourens nie. Die eerste keer wat ek van Steytler te hore gekom het, was nagenoeg 2 jaar gelede toe een van my vriende met wie u bekend mag wees, TV Wessels, een van hierdie kampe bygewoon het. Direk nadat die kamp plaasgevind het die swendelaar en Ponzi-operateur Louis Liebenberg vir TV aangevat dat hy hom opponeer nadat hy vir TV se opleiding kwansies betaal het. Liebenberg het aangevoer dat hy hierdie hele kamp waarop TV was geborg het. TV reageer toe dat hy self betaal het vir die opleiding en Steytler ontken volstrek dat hy enige gelde by Liebenberg ontvang het. Daarna plaas Liebenberg die bewys van betaling op sy sosiale media en dit draai uit dat Liebenberg wel die hele kamp geborg het. Steytler het toe dus vir beide TV en die swendelaar Liebenberg geswendel, deur beide te laat betaal vir dieselfde diens. Toe TV ook sy bewys van betaling wys, was selfs Liebenberg die aardswendelaar geskok dat hy deur Steytler so geswendel is. Die meerderheid van die ander manne wat die kamp bygewoon het, is ook daar geswendel dat hulle moes betaal vir 'n kamp wat reeds geborg was. Daniel, die man wat die stempels gestuur het, was juis een van die instrukteurs op hierdie kamp, wat glad nie betaal is vir sy dienste nie, en Steytler het al die geld in sy stak gesteek na bewering. Die tweede keer wat Steytler in die publieke oog verskyn het, was toe rapport berig het dat die valke op sy kamp toegeslaan het in Augustus. Wat baie verdag van hierdie hele ekskursie was, is dat 2 van die instrukteurs wat op hierdie kamp was in groot moeilikheid met die gereg is, terwyl Steytler wat die hele kamp gefasiliteer het, ongeskonde wegstap. Die een direkteur, 'n wapenhandelaar, het al sy wapens verloor nadat die polisie dit gekonfiskeer het en tot vandag toe nie teruggekry het of 'n rede ontvang het waarom sy wettige wapens gevat is nie. Die ander, 'n oud rekkie, word beweer het geklassifiseerde opleidingshandboeke gebruik wat eiendom van die weermag is, hoewel hy die opleidingsmateriaal self opgestel en geskryf het en al jare as hoogs gerespekteerde teenstropery instrukteur gebruik het. Die instrukteurs wat by Steytler se kampe betrokke was, kan nie verstaan hoe die 2 manne in die stof moes byt terwyl Steytler geen moeilikheid gekry het nie en ongeskonde kan aangaan met sy beweerde swendelary. Na al hierdie dinge op die lappe gekom het die Willem Petzer groep dieper gaan krap en gaan delf en 'n patroon in Steytler se modus operandi geïdentifiseer wat bevestig word deur menigte boere se getuienis. Steytler gaan na boere toe en bemark hierdie opleidingskampe aan die boere. Hy identifiseer boere wie se harte regtig in die saak is en wat die infrastruktuur besit om hierdie kampe te kan aanbied. Daarna beklink hy 'n baie gunstige ooreenkoms met die boere dat hy hul fasiliteite vir alle doeleindes gratis kan gebruik en wanneer hy dan sodoende vrye toegang tot die plaas verkry, besteel hy die boere na bewering rot en kaal in tandem met die swendelary van die jong manne wat kom vir opleiding wat ons vroeër bespreek het. Die eerste voorbeeld van die patroon wat ons kon bevestig was in Oudtshoorn, waar hy, nadat hy die grond vir opleiding beklink het, sommer ook op die plaas in een van die huise wat beskikbaar gestel was vir die jong manne wat kom vir die opleiding, begin plak het. Nadat die boere reuse stryd moes ondergaan om 'n uitsetting teen Steytler te verkry, het Steytler een aand te midde die hele proses in die middernagtelike ure net van die plaas af verdwyn, maar hy vat toe na bewering elke moontlike item van waarde wat aan die boer behoort het, saam met hom, tot gasbottels, vensterrame en geisers. Die boer het besluit om dit net te laat gaan en hy het nie 'n saak by die polisie gaan oopmaak nie. Daarna het Steytler presies dieselfde streek op 'n boer in Roewil getrek. Hierdie boer het wel 'n saak teen Steytler gaan oopmaak in Roewil met die saaknommer 2712-2023. Die skade wat Steytler by die boer aangerig het, was wel aansienlik erger. Die ooreenkoms was dat hy net die elektrisiteit en onderhoud sou betaal. In die kort tydjie wat Steytler daarvoor gebly het, het hy volgens hierdie boere Eskom rekening van diep in die R30.000 opgebou, wat hy toe volstrek geweier het om te betaal. Verder het hy ook nagenoeg R50.000 se skade aan die fasiliteite aangerig en geen onderhoud daar gedoen nie. Verder het hy ook na bewering ongeveer R100.000 se items van die plaas afgesteel. Die boere steeds op soek na hierdie items, maar die polisie kon dit nog nie opspoor nie, ook nie vir Steytler nie.
Wat ook by hierdie boer gebeur het, is dat Steytler 'n sleepwa by hom geleen het wat hy nie ordentlik gehaak het nie. Toe Steytler by 'n bergpas daar in die Oos-Kaap opry, het die sleepwa afgehaak en by die pad afgetuimel. Die sleepwa tref toe na bewering 'n vragmotor en die vragmotor rol in die kloof af. Steytler het na bewering weggejaag van die ongelukstoneel af. Gelukkig was die vragmotorbestuurder relatief ongeskonde en hy kon die nommerplaat van die sleepwa opspoor. Die polisie het toe by hierdie boer opgedaag en wou hom aankla van hierdie roekeloosheid. Die boer het hom ingelig dat hy die sleepwa vir Steytler geleen het. Dit is baie verdag dat Steytler op hierdie saak ook nie in enige strafregtelike moeilikheid tot dusver gekom het nie. Hy word wel tans op siviele vlak deur die eienaar van die vragmotor Amen Logistics gedagvaar vir R44.725 vir die insleep van die vragmotor by die bergop, plus 'n verdere R706.272 vir die skade wat hy aangerig het deur sy nalatigheid. U kan die hofstukke sien wat die Willem Petzer groep bekom het. Die boer word as tweede beskuldigde gelas op die saak waar hy eintlik net 'n slagoffer is. Ons het sy naam doodgetrek sodat hy nie geïdentifiseer kan word nie. Verder het Steytler ook 'n kar gekoop by 'n dame in Benoni, maar nooit vir die kar betaal nie en alle kontak met die vrou verbreek toe sy haar betaling aanvra. Sy moes selfs vir Steytler se boetes op die kar betaal. Die saak wat die vrou in Benoni oopgemaak het, is saak nommer 81/9/2024. Ook in hierdie saak is dit baie verdag dat die polisie nog niks aan Steytler gedoen het nie. Verder kon ons ook blootlê dat Steytler in 'n gastehuis in Namibië saam met sy familie vertoef het en gevlug het sonder om die rekening te betaal. Hy het ook na bewering al by ander mense waar hy geplak het, rekeninge soos byvoorbeeld satelliete internet op hulle name uitgeneem wat hy dan gebruik het en ook nooit voorbetaal het nie. Een boer is selfs geswartlys oor kontrakte wat Steytler in sy naam uitgeneem het, waarvan hy nie eers bewus was nie en wat Steytler nooit betaal het nie. Verder is daar ook beweringe dat groot hoeveelhede vleis deur boere geskenk is vir Steytler se kampe, wat Steytler dan net in sy vrieskas gedruk het en gehou het vir sy eie gebruik. Hierdie getuienisse is net die punt van die ysberg van Steytler en familie en is meer as 'n dekade lange swendelloopbaan waar dit blyk dat hulle die hele land vol gereis het met dieselfde modus operandi en oral beide die boere wat hulle goedsgunstig was en gehelp het sowel as die boerseuns wat inskryf vir die opleiding geswendel het uit hulle geld uit. Daar is nog verskeie, veel erger stories waar die slagoffers uit vrees gevra het dat ons eerder nie hul stories aan die groot klok moet hang nie. Met hierdie video wil ek julle elkeen wys dat jy nie alleen 'n slagoffer is nie en ek spoor julle elkeen aan om ook sake by die polisie te gaan oopmaak sodat geregtigheid kan geskied. Van die Willem Petzer groep se kant af plaas ons druk op die polisie om hierdie sake wat reeds genoem is en oopgemaak is, sowel as die wat nie eers genoem is nie, op te volg. Hierdie is regtig 'n verleentheid vir ons mense en ons moet so gou as moontlik hierdie dinge stopsit. Onthou om ons te volg op hierdie platform en onthou ook om ons op ons WhatsApp groepe te klim. U sal baie baat daarby vind. Totsiens en God seën u elkeen.